Goeiemôre geliefdes en hartlik welkom hier in Bergendal se kerkgebou by ons van waar jy ook al mag inskakel. Ons is bly dat jy vanoggend by ons mag wees. Dit is vandag presies 'n jaar sedert ons vir die laaste keer as volle gemeente hier onbelemmerd by mekaar kon wees. Die jaar van ons inperking, jaar van verliese wat gelei is en ons kon saam met mekaar treur. Ons kon by mekaar staan, diegene wat siek geword het. Ons was dankbaar wanneer daar gesondheid was. Wat het ons nie alles in die afgelope jaar geleer nie? Ook hier in ons eredienste. En ons onthou dit vanoggend juis in lydenstyd. Dis die 4de lydenssondag, die klere pers rondom ons. In ons gedagtes volg ons Jesus op sy weg na Golgotha. Die liturgie vir ons erediens vind jy in die fokus en op ons webblad, jy kan dit daar ook volg en so deel wees van ons erediens. Hoewel dit lydenstyd is ons vanoggend ook bly, saam met die wat verjaar. Dankie vir hulle wat 'n spesiale verjaarsdag vier. En ons is bly saam met die wat vanoggend hier by die doopvond kom staan. Nicolas en Karin Loos, dat hulle klein baba Luna ten doop bring. Ons bid vir hulle die Here se seën toe. Dit is vandag 'n biddag vir opvoeding en onderwys in die Vrystaatse kerke van die NG kerke. En ons dink aan ons skole, Willem Posma hier oorkant, sentraal laer af in die straat, ander skole in ons stad en in ons land. Ons dink aan studente op universiteitskampusse, waar die afgelope weke daar weer spanning is. Ons bid vir onderwysers, ons bid vir dosente, ons bid vir die onderwysowerhede. Ons bid dat hulle wysheid mag ontvang, sodat dit met ons kinders goed mag gaan. Ons neem vanoggend ook afskeid van Tannie Marie Venter, wat na baie jare in ons gemeente en die groot bydrae wat sy hier gemaak het. Na die heengaan van oom Jan verlede jaar weens COVID, verhuis sy hierdie week na haar seun in die Kaap en ons bid haar daar die troos en die nabyheid van die Here toe. Met dit alles in gedagte gaan ons die erediens in. 'n Gebed dat dit stil mag word in ons harte. Dis lied 391. Ons gaan sien die kerse, die kandelaar wat brand, daarna die foto met die seëngroet en dan ons loflied. Mag jy dit beleef as dat die Here hier teenwoordig is en soos wat die 391 sê, ons harte vervul met stille wyding. Ons begin, ons voortgang en ons einde is in die naam en nabyheid van hom wat die Alfa en die Omega is, die eerste en die laaste, Christus die lewende, hy wat gesê het, dit is ek. Amen.
Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, Christus ons Verlosser en die Gees ons Vertrooster. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit die Evangelie volgens Markus, Markus 9, en ons lees dit uit die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling. Ons gaan, nadat ons dit gelees het, lied 181 sing, as 'n gebed. Here, gee ons ware vrede. Maar, voordat ons lees, kom ons bid om die opening van die woord. Ons Vader wat in die hemel woon, en deur u Gees ook in ons saamwees, in die byeenkom van hierdie gestalte van u liggaam op aarde, u kerk, en u die hoof van hierdie liggaam, u die lig van God vir ons, Here Jesus, u die brood vir ons gebreek, u die woord wat mens geword het. Ons bid dat u aan ons vrede sal gee, dat u dit vir ons stil sal laat word, hier waar ons herdenk die diepte van u lyding, en bid om 'n woord vir ons lewens in hierdie land. Hoor ons gebed, en gee ons vrede, u, die kenner van ons harte. Amen. Markus 9, vers 33. Hulle het in Kapernaum aangekom, en toe Jesus by hulle in die huis was, vra hy hulle, waaroor het julle op die pad geredeneer? Hulle het stil gebly, want hulle het op die pad onder mekaar geredekavel oor wie die belangrikste is. Vers 37, Jesus sê toe, wie een van hierdie kindertjies in my naam ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Wie een van hierdie kleintjies, vers 42, wie een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel, dit sou vir hom beter wees as die maalklip van 'n donkie om sy nek gehang en in die see gegooi word. En dan vers 49, want elkeen sal met vuur gesout word. Sout is goed, maar as sout smaakloos geword het, waarmee sal julle dit weer smaak gee? Julle moet sout in julle self hê en in vrede met mekaar leef. Tot sover. Liewe maats, 2 keer nou al het Jesus vir sy disippels gesê dat hulle op pad is na Jerusalem.
en dat hy daar deur die familiehoofde en leierpriesters en die kenners van die skrif verwerp sal word en gevang en veroordeel, gekruisig sal word. Maar die disippels het nie verstaan wat Jesus bedoel nie. Hulle wou dit eintlik ook nie hoor nie. Inteendeel, terwyl hulle so saam met Jesus op die pad was na Jerusalem, die disippels saam met hom en ook 'n klompie vroue, het die disippels met mekaar geloop en stry oor wie die belangrikste in God se koninkryk sal wees. Sou dit miskien die persoon wees wat 'n goeie lewe gelei het en wat die regte dinge gedoen het en wat almal gehelp het? Of sou dit die persoon wees wat die Bybel, die wet, die beste ken en dit gehoorsaam? Of sou dit miskien die persoon wees wat alles opgeoffer het, en self sy eie lewe gegee het vir God, wat die belangrikste in die koninkryk was? Wie sal die belangrikste in die koninkryk wees? Het hulle met mekaar gestry. Hulle het ook met mekaar geloop en stry oor wie in Jesus se naam mense mag gesond maak en demone mag uitdryf en die goeie nuus oor Jesus mag vertel. Daaroor het hulle geloop en stry. En die disippels het ook met mekaar geloop en stry oor wie eendag in die koninkryk van die hemel langs Jesus mag sit. Johannes en Jakobus het vir Jesus gevra, sal hulle weerskante van hom sit, een links, een regs. En so maats het die disippels geloop en stry al op die pad na Jerusalem toe. Toe hulle in een van die dorpies aankom, het die mense die kindertjies na Jesus toe gebring. Al die klein kindertjies in die dorpie, sodat Jesus die kindertjies kan seën en sy hande om hulle kan lê. Maar die disippels het hulle gekeer en wou nie dat die kinders by Jesus kom nie. Toe het Jesus een van hierdie kindertjies geneem en die tussen die disippels laat staan en sy arms om die kindjie gesit en gesê, die koninkryk van die hemel behoort aan hierdie kleintjies. En, maats, so het Jesus die gestryery van die disippels stopgesit. Toe hy vir hulle gesê het, wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Jesus het ook gesê, wie een van hierdie kleintjies laat struikel, dis vir hom beter om in die groot vuur, in die groot see te gaan skuil, weg van God af. Want, het Jesus gesê, hierdie kleintjies, hulle wat laaste is, sal eerste wees in die koninkryk van God. En, liewe maats, op die manier het Jesus sy disippels se gestryery stopgesit en het hulle herinner daaraan dat hulle woorde so sout moet wees. Sout wat klein en onsigbaar is en tog aan alles smaak gee. En Jesus het vir sy disippels gesê, julle moet sout vir mekaar wees. So moet julle woorde wees. En julle moet in vrede met mekaar leef.
wees sout vir mekaar en leef in vrede. Dit het Jesus vir sy disippels geleer, op pad na Jerusalem en na sy kruis. Sê dit saam met my. Laat ons sout wees vir mekaar en in vrede leef. Laat ons sout wees vir mekaar en in vrede leef. Dit het Jesus ons geleer op pad na sy kruis. Geliefdes, ons land en ons mense vind ons in 'n moeilike tyd, in moeilike omstandighede. Die afgelope week se nuus, die ontwrigting en spanninge op universiteitskampusse, ernstige verdeeldheid in die regering, voortsleepende verhore oor korrupsie, beweringe daarvan, ekonomiese druk en die immerteenwoordige en die onderliggende vrees oor COVID. Dit lê oor ons almal. Dit is vir ons almal bekend. En ook in die kerke, en spesifiek die NG Kerk, bevind ons onsself in 'n tyd van beproewing, van toetsing, die impak van 'n jaarlange ongekende inperking op eredienste, op byeenkomste van kerke, op programme, die psigies-emosionele druk wat op lidmate lê, op ons gemoed, die krimping van getalle, die geldelike druk op gemeentes, die worsteling met teologiese vrae, omdat, en dit is waar, die NG Kerk regtig getrou aan God se woord, getrou aan ons roeping in hierdie land, in hierdie konteks, getrou aan ons bediening aan mense wat swaar kry. Ons wil hier wees, ons wil bedien, ons wil glo. En die vraag is, hoe in hierdie tyd? Nou is daar ooreenkomste tussen die tyd en omstandighede van ons en die eerste lesers van Markus se evangelie. Die goeie nuus oor Jesus Christus en wat hy vertel het van die koninkryk van God. Gelowiges was hulle baie aan die rand van die samelewing geskuif en selfs vervolg in die 60er jare in die Romeinse Ryk. Gelowiges met vrae en wat ook twyfel beleef het en ook onderlinge verdeeldheid. En vir Markus wat die verhaal by Petrus gehoor het, is dit byna asof hy die kleine disipelkring weer sien rondom Jesus, agter Jesus aan op pad suidwaarts na Jerusalem. En 2 keer het Jesus nou al vir hulle gesê dat die weg suidwaarts 'n lydensweg, 'n kruisweg is. Markus 8 vers 31, Markus 9 vers 31. Die seun van die mens is onderweg na Jerusalem waar hy deur familiehoofde en priesters, die leierpriesters, die skrifkenners verwerp sal word, gevang sal word, veroordeel sal word, gekruisig en ook sal opstaan uit die dood en graf. Maar dit hoor die disippels op hierdie stadium kwaadlik. Wat hulle hoor is van 'n lydensweg en dit verstaan hulle nie. Hulle sien nie in wat Jesus se woorde vir hulle self en vir hulle toekoms inhou nie. En dit word die agtergrond, hierdie lydensweg na Golgotha, vir 'n paar gesprekke wat Markus in hoofstukke 8, 9 en 10 opteken, saamvoeg. Gesprekke van die disippels onderling en Jesus se reaksie daarop. Gesprekke, eintlik ja, hoor ons vanoggend, 'n gestry onder die disippels, oor wie die belangrikste in die koninkryk van die hemel is.
Wie die voorkeur sitplekke rondom Jesus in die hemelse troonsaal sou kry. In die Joodse tradisie destyds het daar hieroor 3 opvattings bestaan. Die belangrikste in die koninkryk van die hemele is diegene wat 'n regverdige lewe gelei het, wat reg gedoen het, wat regverdig opgetree het, wie se handelinge van geregtigheid gespreek het. En diegene wat gehoorsaam was aan die Torah, wat die wet van God geken het, bestudeer het, stiptelik daarby gehou het. En diegene wat groot offers in hulle lewe gebring het, wat dalk selfs as 'n martelaar vir die geloofsgemeenskap, of vir ander, of vir die eer van God, die hoogste offer, hulle lewe gebring het. So iemand sal as die belangrikste in die koninkryk van die hemel gereken word. Daaroor loop die disippels met mekaar en redekavel. Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hulle stry ook met mekaar oor ander mense wat in die naam van Jesus siekes genees en demone uitdryf. Mag dit? Mag ander wat nie deel is van hulle disipelkring ook die goeie nuus oor Jesus verkondig? En die derde insident, hulle loop met mekaar in stry, neem aanstoot aan mekaar, omdat 2 van hulle, Johannes en Jakobus, vir Jesus gaan vra het, kan hulle links en regs van hom sit in die hemelse troonsaal. En dan skryf Markus telkens vir ons Jesus se reaksie hierop neer. Jesus wat hulle gestry geken het. Jesus wat hulle so goed geken het. Wat besef het hoe onseker is hierdie kleine disipelkring oor alles en veral oor die weg waarop hulle nou was, hierdie lydensweg. Markus 9 vers 35. Nadat hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand eerste wil wees, moet hy laaste van almal en almal se dienaar wees. Markus 9 vers 40, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En Markus 10 vers 43, so is dit nie by julle nie. Wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees, en wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. En om dit vir sy disippels nog meer konkreet te stel, sigbaar te maak, dan die 2 kere die voorbeeld, toe Jesus 'n kindjie geneem het, opgetel het in sy arms, daar tussen die groot mense laat staan het, hier voor by hom, en gesê het, so ontvang 'n mens die koninkryk van die hemel, soos hierdie kindjie, soos 'n geskenk. Nie deur jou verdienste en grootheid nie, nie jou belangrikheid nie, nie die godsdienstige presisie waarmee jy die wet volg nie, maar deur geloof, deur gewoon die uitnodiging van kom nader te aanvaar, om groot oog en vol verwondering dig by Jesus te staan, te luister en bly te wees oor die saamwees in sy teenwoordigheid. 2 keer laat Jesus 'n kindjie tussen hulle staan. Markus 9 vers 36, 10 vers 16 en sê Jesus, so ontvang 'n mens die koninkryk van God. Daarom is Jesus se woorde selfs nog meer ingrypend. Wie een van hierdie kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. En die teenoorgestelde, die skadukant daarvan, wie een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit sou vir hom of haar beter wees om in die diepsee gegooi te word, om na die vallei van Godverlatenheid te vlug. Met kleintjies hier
bedoel Jezus, en Markus teken dit ook so op, nie maar die kindertjies alleen nie, maar dat Jezus bedoel het, hulle wat sonder aansien is, tussen die groot en belangrike mense, sonder mag, die randfigure, die gestremdes en gekwetstes, die verstotelinge en die verjaagdes, die onbelangrikes, hulle, sê Jezus, hulle wat hier benede laaste is, sal in die koninkryk van God eerste wees. Daar is die antwoord oor julle gestryery. Want, ja, Markus 10 vers 45, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dis nie net die kindertjies wat julle daaraan moet herinner nie, sê Jezus. Dit is ek, my voorbeeld, my lydensweg, my kruis. Sien? Daarlangs loop die weg na die koninkryk van God. Glo dit net en volg. En dit was toe dat Jezus een van die merkwaardigste uitsprake gemaak het. Markus 9 vers 49, ons teksvers oor sout. Elkeen sal met vuur gesout word. Sout is goed, maar as sout smaakloos geword het, waarmee sal julle dit weer smaak gee? Julle moet sout in julle self hê en in vrede met mekaar leef. Sout, en die waarde daarvan was destyds bo alle twyfel. Sout was 'n kosbare huishoudelike produk, noodsaaklik. Die bederwerende waarde daarvan vir kos was bekend. Kos wat ingesout is, wat in pekel gebêre is, en lank daarna nog gebruik sou kon word. Bederwerend. Maar sout is ook 'n reinigingsmiddel vir wonde. Met soutwater is wonde skoon gemaak. 'n bietjie sout is ingevryf, ook op 'n pasgebore baba, want sout reinig. Sout is soos vuur, dit louter, dit brand dalk, maar dit reinig. Sout het ook vir die ou Jode die beeld gehad, die herinnering aan die verbintenis tussen God en hulle, en die stabiliteit van daardie verbintenis. 2 Kronieke 13 vers 15, die verbintenis tussen God en die koningshuis van Dawid is genoem 'n soutverbintenis, 'n soutverbond. En in die Romeinse ryk in Jesus se tyd is sout as 'n betaalmiddel gebruik, veral vir soldate, vir staatsamptenare. Dis waar die woord salaris, salarium vandaan kom. Sout. En dan was daar natuurlik Jezus se bekende woorde in die bergpredikasie, toe hy gesê het, Matteus 5, julle is die sout vir die aarde. Julle is die sout vir die aarde. Sout, so waardevol en kosbaar en betekenisvol en verskilmakend, dit is wie julle is. Julle gee smaak, gee karakter aan die lewe hier op aarde. En net soos by Matteus het Markus ook daardie oproep van Jezus gehoor en aangeteken. Wat help dit as sout smaakloos geword het? Jy kan dit dan maar weggooi, buite, en laat die mense daaroor loop, op die pad. Wanneer verloor sout smaak? Wanneer dit sy krag verloor. Wanneer dit die vermoë verloor om 'n verskil te maak, om bederf te keer, om wonde te reinig. By wyse van spreuke, wanneer sout vergeet waarvoor dit bedoel was, naamlik om te dien, al is dit klein, byna onsigbaar. Daarin lê die waarde en die krag daarvan. Fyn gemaal is dit effektief, oënskynlik onsigbaar wanneer dit in die breedie of in soutwater vir 'n wond opgelos word. Maar daar werk dit, stil, kragtig. Nie in die gestry oor wie die belangrikste is nie.
Nie in die geroei om self in die koninkryk van God in te kom, deur my goeie dade, my groot gehoorsaamheid, my gee van alles nie. Dit is nie hoe sout werk nie. Jesus herinner hulle aan wie hulle is. Julle moet sout wees. Jesus sê, so staan daar letterlik, julle moet sout in julle self hê. Die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling sê dat hierdie vers 50, ook kan lees, julle moet vir mekaar sout wees. Julle moet mekaar help om smaakvol en vars te bly. Julle moet die bederf uit mekaar se lewens weer. Julle moet mekaar help om julle wonde te laat genees. Julle moet die ontsteking keer. Julle moet die onheil wegweer. Julle woorde moet mekaar heel maak. Paulus sou dit ongeveer in dieselfde jare as Markus vir die gemeente in Kolossense opskryf. Kolossense 4 vers 6. Julle woorde moet altyd van goeie smaak getuig, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om 'n ieder en 'n elk te antwoord. Woorde met sout besprinkel. Geliefdes, Jesus sê, wees sout vir mekaar en leef in vrede. As daar een genadegawe is wat ons kerk, wat alle kerke nou nodig het, en waarna geloofsgemeenskappe verlang, dan is dit woorde gesout wat vrede sal bring. Vrede, omdat daardie woorde wat gespreek word, deurtrek is met sout, met wysheid, spreek van die verbintenis aan God. En daarom is daardie woorde bederfwerend en wondgeneesend. As daar een geskenk is wat ons land nou nodig het, en wat die kerke sou kon gee, dan is dit. Die wering van bederf, van onheil, en die genesing van wonde. En sê Jesus, wees julle dan daardie sout vir mekaar. Sout vir die aarde. En dan sal dit moontlik wees om in vrede met mekaar te leef. Soos kinders, spelend en vol blydskap hier naby aan Jesus. Want dan is die belangrikes wat vir God tel, daar. Eerste, sout wat vir God belangrik is en groot waarde dra. Dis wie hy ons gemaak het, dis sy geskenk aan ons. Laat ons dan so leef, as sout en met vrede. Amen.
Jesus, ons dank U vir U vrede, vrede wat alle verstand te bowe gaan, ook hier op ons lydensweg deur hierdie land, ook nou in hierdie lydenstyd, 1 jaar van inperking. Die vrede wat U skenk en waarin U ons tot rus laat kom, en waarin U ons ook met mekaar wil laat leef. Here, leer ons dan om sout te wees, sout vir die hele aarde, sout wat bederf keer en onheil weer, sout wat wonde reinig en genesing bring, soos wat U ons gereinig het, ons uit die bederf en dood verlos het. Laat ons altyd onthou wie ons regtig is, U sout, omdat U ons aan U verbind het, ewig deur U trou, sodat ons juis ook, al is ons fyn gemaal en uitgestrooi, smaak sal gee in U wêreld, daar buite, hier binne, dat ons woorde soos met sout besprinkel sal wees, rein, smaakvol, gesond en helend, dat ons daarom vredemakers sal kan wees. Ons bid vir ons kerk, U kerk, ons bid vir ons land, U landskap en skepping, ons bid vir ons kinders en almal wat klein is, klein in die oë van 'n groot wêreld volmagtig is, belangrik in hulle eie oë, maar ons bid vir die kleintjies, armes, eenvoudiges, soekendes. Ons bid vir ons skole, universiteite, plekke van onderrig en opvoeding. Ons bid na 'n jaar in hierdie pandemie in, vir elkeen wat siek was of siek is, wat herstel, wat treur, vir elke geneesheer en verpleër en navorser en besluitnemer. Ons bid dit waar ons gaan, ons hoop sal gee, vrede sal bring, draers van lig sal bly en sout vir die aarde. Hou ons naby U, Here Jesus, in U voetspore, in U woorde, in U liefde. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van sy Gees, maak van ons sout en laat ons in vrede leef. Amen.